En saai wil julle net altyd beklei. Selfs in die parlement is daar al gesê dat saai nie met die departement van landbou se amptenare wil saamwerk nie. Ons kan tog soveel verder kom as ons almal eensstemmig is en sou saamwerk. Dit is beskuldigings wat die heeltyd teen ons koppe gegooi word hier in saai. En dit is so. Dit is nie vir ons maklik om in die departement saam te werk nie. Trouwens, ons is al uit miljoene rande uit, omdat ons die departement vertrou het om by sy verbintenisse te bly en uiteindelik moes ons rekeninge namens hulle optel. Dit is nie 'n baie betroubare vennoot om te hê nie. Maar wanneer dit kom by back and closure, is daar 'n paar goed wat 'n mens moet verstaan voordat 'n mens sulke beskuldigings maak. Allereers, die departement is 'n bodemlose put wanneer dit kom by finansies. Daar het amper 500 miljoen rand weggeraak, wat begroot was al 'n goeie 14 jaar gelede, om ons kapasiteit om enstowwe te vervaardig in stand te hou. En tot hierdie dag toe, weet ons nie wat daarvan geword het nie. Nie eers 'n nuwe DA-minister, met sy heel eerste belofte dat hy op die spoor van hierdie geld sou klim, kon so ver rond haar afmaak nie. Die geld is net weg, en niemand word daarvoor verantwoordelik of aanspreeklik gehou nie. Intussen het ons 'n back-and-cloud tsunami. Hierdie siekte is na 2 jaar nog steeds besig om vinniger te versprei as wat ons kan inent met ons beste pogings. Omdat ons beste pogings alles deur die staat gedoen moet word. Dit is die staat wat veroorsaak het dat hierdie siekte nou in al 9 provinsies voorkom. Dis die staat se skuld dat ons waarskynlik op die beste 10, 12 jaar gaan moet wag om ons back-and-close status weer terug te kry. Want sien, dis 'n staatsbeheerde siekte. In die wet word die verantwoordelikheid om hierdie siekte te bestuur aan die staat toegedig. Dis nie boere wat sommer self hulle reëlings kan tref daar rondom nie. En dit het begin toe ons in saai 'n persoonlike vergadering met die departement aangevra het in November 2024 en vir hulle gesê het, ons stel data op dat daar in 'n sekere distrik in die noorde van KwaZulu-Natal 'n groot uitbraak is. Hulle het erken. En toe ons vir hulle vra, hoekom verklaar julle dan nie 'n DMA nie, 'n Disease Management Area, soos wat die regulasies dit voorskryf nie? Was hulle verskoning dat die minister mos nou sy eie privaat veearts aangestel het en dat hulle as gevolg daarvan geen begroting hiervoor beskikbaar sal stel nie. Hulle het trouwens daardie stap eers 5 maande later geneem op die 17de Maart 2025 en toe was daar nie meer brieke aan hierdie siekte nie. Die staat moes onmiddellik begin inent het. Hulle kon nie, want daar was nie enstof nie. In die back-and-cloud regulasies word dit gespesifiseer, dit is die staat se verantwoordelikheid, die departement van landbou se verantwoordelikheid, om te sorg dat daar ten alle tye genoeg enstof is. Maar nou kon ons al vir jare nie ons eie enstof maak nie, en die geld daarvoor het weggeraak, en die departement kry ook nie enstof van elders nie. So die tafel was gedek vir die fiasco wat ons vandag het. Toe is daar beveel dat ons virusmonsters na die Pirbright verwysingslaboratorium in Engeland gestuur moet word. Dit het vir 9 maande nie gebeur nie. Niemand is daarvoor verantwoordelik gehou nie. Geen verduideliking waarom dit nie gebeur het nie. Ons kon 9 maande vroeër al begin het om enstof te kry. Ons kon hierdie fiasco vermy het. En toe kom daar die staatskaping van die agentskap ooreenkoms tussen Biogenesis Bigo in Argentinië en Design Biologics in Suid-Afrika, een van ons beste privaat laboratoria, waar die staat eenvoudig vir die vervaardigers van enstowwe gesê het, as julle wil enstof verkoop in Suid-Afrika, dan werk julle deur ons en nie deur die privaat sektor nie.
En wat 'n gemors het dit nie veroorsaak nie. Eers was daar die al ewige uitstel van invoerdatums. Ons sal al die helfte van die enstowwe wat ons nodig het om by die 80% teiken vir 2026 uit te kom, sou ons al hier in Maart maand gehad het. Ons staan einde April se kant toe. Ons het dit nog steeds nie. En selfs dit wat wel ingekom het, was maar 'n uitdaging. Eers is die koue ketting gebreek. Geen verduideliking nie. Daar word gesê, dit is die amptenare by die departement wat die goed uit die vliegtuig het gelaai het en nie in die yskaste gesit het nie. Maar onder wie se toesig? OBP is dan nou geposisioneer as die agentskap, die verantwoordelike instelling wat moes gesorg het dat hierdie enstof reg hanteer word. Die staat sê dan nou juist, dit is sy verantwoordelikheid om terugvoer te gee van elke dosis, elke botteltjie, elke bees wat geënt is. En dan word die enstof te warm in hulle hande. En dan is daar natuurlik die verlies van 100.000 dosisse. Net gister in die parlement het die adjunkdirekteur-generaal, meneer Saragi, gesê dat tussen 6 en 8% van alle botteltjies breek en dan's daardie enstof verlore. Of dat die spuite breek. In wie se hande? As die departement so nou geset die inkom van enstowwe moet moniteer en moet kan rapporteer aan die Wêreldorganisasie op Dieregesondheid wat van elke enstof botteltjie word, dan is dit mos nie so moeilik om te sê in wie se hande die goed so breek nie. Ek ken diere al vir meer as 40 jaar. Ek het 10.000 beeste, varke, skape, bokke en volstruise al geënt in my lewe. En ek het gepraat met 'n klompie boere wat al baie meer as ek geënt het. Dit is nie so maklik om daardie botteltjies te breek nie. Inteendeel, ek het nog nooit gesien dat een breek nie. Dit kan begin lek as jy dit verkeerd hanteer. Maar in die hande van staatsveeartse, waar het veronderstel is om te wees, kan dit mos nie in sulke groot getalle die hele tyd gebeur nie. Hier is iets iewers wat eenvoudig nie klop nie. En dan is daar die astronomiese finansiële verliese op plase. Boere wat eenvoudig sien hoe hulle besighede deur die vloer gaan. Melkerye wat toemaak. Melkboere wat genoop is om hulle beeste dood te skiet, omdat die enstof nie betyds by hulle uitgekom het nie. Daar is hierdie Babelse verwarring oor pryse. Beide die agentskap wat die Turkse enstof invoer en die agentskap wat nou uit die waardeketting uitgeboelie is om die staat in hulle plek te posisioneer wat die Argentynse enstof sou invoer, het alreeds voor die einde van 2025 hulle pryse gepubliseer. R45 'n dosis, afgelewer enige plek in Suid-Afrika, of tussen R50 en R55 'n dosis. Ook alle koelkettingdienste, alle vervoer ingesluit. Maar in Desember het die departement gesê het gaan R300 per beeskos om geënt te word. Kom ons sê dis 2 doses en dan is dit R150 'n dosis. Dan maak iemand nog steeds R100 per inenting. Maal met 28 miljoen. Dit klink asof die tenderpreneurs oorgeskakel het na eerste rad. Dan is daar enstowwe wat ingekom het, wat nie die regte virusstamme dek nie. Daar is enstowwe wat ingekom het, die uit Suid-Amerika uit, wat nie op al 3 ons plaaslike stamme gepas was nie.
En die staat sê eenvoudig, die samestelling van die enstof is van so 'n aard, dat dit heel waarskynlik doeltreffend sal wees, wanneer dit geënt word in 'n dier, wat blootgestel is aan die ontbrekende stam. Nou vir boere, is dit nie goed genoeg nie. Net soos wat daar nou vir boere gesê is, die goed wat warm geword het, op Ouar Tambo lughawe, kan maar gebruik word, want dit is nie so belangrik, laat die koue ketting in stand gehou word nie. En die staat sal nou gesê dophou, wat van daardie enstowwe word, en wat die impak daarvan op beeste is. Nou, daar's nie baie boere, wat bereid is om hulle hand op te steek, om te sê, ons sal die proefkonyne, vir die staat se flaters wees nie. Daar is tog 'n rede, waarom sekere maksimum temperature, en sekere tydperke, vir hierdie enstowwe gepubliseer word. Daar is kuddes van lede van SAI, wat binne 'n maand na inenting weer geënt moes word. En ons kry nie antwoorde uit die departement oor waarom dit die geval is nie. Wat het fout gegaan? Alle literatuur, alle artikels wat tot dusver gepubliseer is hier by ons in Suid-Afrika het gesê dat hierdie bepaalde enstof moet eenmal in 6 maande geënt word, 2 maal 'n jaar. Daar is selfs beeste wat geënt is, wat nie oorplaatjies aan het nie, wat geen identifikasie het nie. Is nie 'n manier wat die departement na die tyd gaan weet, watter van daai beeste reeds geënt is, en watter nie. En dan is daar ver te veel enstowwe, wat in yskaste lê, terwyl boere desperaat is, om hulle hande op enstof te kry. Desperaat genoeg, dat sommige van hulle nou al begin val het, vir aanbiedinge op die swartmark, van tot R10.000 'n botteltjie, waarmee jy 60 beeste sou kon ent. Dan vra mense, waarom wil julle hierdie proses privatiseer? Waarom beklei julle so met die staat? Dit is omdat boere eenvoudig nie meer die vertroue het, dat dieselfde amptenare, wat vir hierdie fiasco verantwoordelik is, ook bevel en beheer moet hê, oor die teenstrategie nie. Boere voel, as hierdie proses nie geprivatiseer word nie, gaan ons die oorlog teen bek en klou nie wen nie.